Okay, nou dat ons almal Bybels het, ek gaan vir julle soos wat ek aangaan, gaan ek Bybelversies gee en dan kan ons dit lees. Nou wil ek vir julle sê, ek gaan baie hard probeer om my goed nie te laat klink of dit dubbelsinnig is nie, of dubbel van alles is nie. Dit wat ek vanaand met julle doen, het ek al reeds op 'n stadium as geselsie voorberei gehad, so ek gaan eers my ou goed doen en dan sal ek oorgaan na die nuwe goed. Okay. Maar dit is basies dieselfde. Al ding is dat al is nou dis al waar ek nou worry is dat daar van die goed sal wees wat overlap met mekaar. Maar anyway, dit is nou maar een van daai dinge. Ons praat vanaand of ons begin vanaand gesels oor gebed. Nou gebed is 'n persoonlike saak, is ek reg of is ek verkeerd? Ja. Hoekom sê jy soort van? Want wanneer jy die vergadering van die Heilige Seun waar by mekaar kom, dan moet 'n mens openlik bid. Okay, alright, maar ek vra nou Jy moet iemand anders daar in die straat raakloop en nie bang wees om net daar vir hom te Okay, alright. Maar ons praat vanaand van jy en die Here. Ons gaan kom met al daai wat jy nou van praat. Ons gaan nog by dit kom. Maar tussen jou en die Here is dit 'n privaat gesprek. Ja. 'n Intieme privaat gesprek. Onthou ons het nou al gepraat oor dat jou verhouding met die Here 'n intieme verhouding moet wees. Nee. Okay, so daar is geen wenresep vir hoe ons moet bid nie. Die Here ken ons begeertes van ons harte nog voordat ons vir hom gesê het. Psalm 139, Rian, vers 1 tot 4. Dan kan jy wat JP is my slank Matteus 9 vers 13, nee, ek sal hom lees. Opsoek maar kan jy so lank vir my Psalm 139 vers 1 tot 4 doen, Rian? Een tot 4. 1 tot 4, ja. Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan. U weet dit. U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly. U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Of u, Here, weet wat dit kan wees. Nou dit vertel ons al klaar. Die Here weet wat ons gaan kom sê as ons hom bid. Reg of verkeerd? Ja. So, al weet die Here wat op ons harte is, al weet die Here wat op ons harte is dit nog steeds vir ons belangrik om met God te praat. Om met God 'n gesprek te hê en om met God ons hartsbegeertes te deel. Nou wil ek vir julle vra, hoe is jou gebed? Wanneer jy bid, het jy 'n shoppinglys? Van, Here, ek wil hê. Soms. I'm so glad you're honest. Ja. Want is dit nie maar hoe ons geneig is om te bid nie? Here, ek wil dit. Here, ek wil dit. I want. Of waken jy met die Here wanneer jy bid? Here, ek sal dit doen. Nog 'n eerlike antwoord. Here, ek sal dit doen as u vir my dat doen. Ons is geneig om daai ene te doen, en is dit nie? Ja, ons almal is skuldig daarvoor. Hoekom is dit belangrik om te bid? Dit is belangrik om te bid, eerstens soos ons al gepraat het, dat ons kommunikeer met die Here. En dat dit 'n intieme deel van ons verhouding is met die Here. God ken
ons en hy wil hê ons moet nader aan hom beweeg. En die manier wat ons kan nader aan hom beweeg is deur gebed. Deur sy woord te lees, deur tyd met hom te spandeer, deur te mediteer, deur in sy teenwoordigheid te wees. Dit is hoe ons nader aan God kan beweeg. Soos ek reeds gesê het, God ken ons nog voordat ons in ons moederskote gevorm is. Jeremiah 1 verse 5 says, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart." Kry hom gou vir my in die Afrikaanse Bybel, Jeremia 1 vers 5. Ek dink jy kan hom sommer vir my lees, Linda. Vers hoeveel? Jeremia 1 vers 5. Dan moet ik beginnen. Voordat ik jou in die moeder skoot gevorm het ek jou geken en voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n peer vir die nasies gemaak. Jy weet, dit is vir my 'n baie besonderse versie hierdie en ek gaan hom weer in Engels lees want hy beteken vir my amper meer as wat ek hom in Engels lees as wat ek hom in Afrikaans lees. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Met ander woorde, voor God nog ons enige deel van ons mamma of pappa se selletjies gemaak het, het hy al ons geken. Het hy al ons geweet, ek is Hanlie en die hond sou my vandag op die neus gebyt het en hy sou my hele lewe al uiteengesit het en geweet het waarheen ek gaan, wat ek gaan doen, dat ek vanaand in Albertina sit, dat ek vir myself werk, dat ek dit doen, dat ek dat doen. God het al daai goed geweet, lang voor ek gebore is. Okay, selfde met julle. Maar nou moet ons onthou, God ken ons omdat hy ons gemaak het. Maar hy het ons ook vir 'n spesifieke rede gemaak. En God ken ons gister, vandag en môre. Rian het 'n baie oulike manier van hoe om God se tydlyn vir ons te verduidelik en ek sal vir hom vra om een aand dit vir ons te doen. Ek dink hy het dit een Sondag in die kerk gedoen, maar ek weet nie of julle daar was nie, maar hy verduidelik dit verskriklik mooi want onthou, God is buite tyd. So God het nie 'n gister nie, hy het nie 'n vandag nie, hy het nie 'n môre nie. Dit is hoekom hy today, tomorrow, yesterday and the day after forevermore presies dieselfde is. Hy verander nooit, want hy is nie gebonde aan 'n tyd soos wat ons is nie. Ja. Nou wanneer ons God nader, moet ons onthou, ons doen dit dat God se gees is en daarom moet ons God dien in gees en in waarheid. En ons het hierdie nou al 'n paar keer bespreek. Jesus leer ons hoe om te bid en dis hoekom ek gesê het ek sal hierdie stukkie lees want dit is die Onse Vader. Dit is in Matteus 6 vanaf vers 9 tot 13. Dit sê, so moet julle bid. Nou hierdie is instruksies van Jesus Christus af, homself. So moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So ek gaan nou oorgaan na die verduideliking, soos wat die Here dit vir my geopenbaar het, oor wat gaan aan in die Onse Vader. Jy weet, mense
ek dink ons almal kom uit ons kinders daar uit, ons het almal geleer om die Onse Vader te bid. En jy rammel hom af soos 'n rympie, sonder om regtig te dink wat ons besig is om te sê. Okay, so nou gaan ons vanaand gesels daaroor. Die Onse Vader sê, Onse Vader wat in die hemel is. Nou ons begin met die heel eerste 2 woorde wat sê Onse Vader. Ons God is ons Vader. Ons gee hom daai erkenning. Okay. Net soos ons aardse Vader het, is God ons hemelse Vader. Net soos ons 'n verhouding met ons aardse Vader het, so moet ons ook 'n verhouding met ons hemelse Vader hê. Dan, wat in die hemel is, God is verhewe bo ons, en dit is 'n teken van respek. Laat u naam geheilig word. Met ander woorde, loof sy naam, bring eer en verheerlik God, lofprysing en aanbidding. Laat u koninkryk kom. Julle kan so lank vir my die volgende 2 versies opsoek, Markus 1 vers 14 tot 15 en Lukas 4 vers 43. Nee, kom Lukas 4. Ek soek Lukas. Daai Bybel. Jy kan my Bybel vat nou. Ek kan hom nou maar gebruik. Lukas Lukas 4 vers 43. Dan wat een kry ek? Markus 1 vers 14 en 15. Nou, die volgende deel sê, laat u koninkryk kom. Dis nie 'n fisiese koninkryk van God nie, maar wel die verkondiging van die evangelie van God. As jy reg is met Markus 1 vers Ek soek Nuwe Testament is 4:43, nee? 4:43, ja. Lukas. Markus, Matteus, Markus, Lukas. Ek gaan julle met Bybel bekalkuleer. Net soos wat jy my geleer het. Markus 1 vers 14 tot 15. Ek het baie vrae met vra. Wat wil jy eintlik? Ja, vrae en antwoorde is eers aan die einde. Ongelukkig. Maar ons is amper daar. Markus 1 vers 5, né? 1 vers 14 tot 15. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê: die tyd is vervul en die koninkryk van God naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En dis reg. Dit praat daar van die evangelie van God. Okay, en dit is om die woord van God te versprei. Okay, Lukas 4 vers 43. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. Okay, so laat u koninkryk kom. Weer eens herhaal ek dit. Dit is nie die fisiese koninkryk van God nie, maar wel die verkondiging van die evangelie van God. Laat u wil geskied. God gee ons die vryheid om ons eie keuses te maak, maar God verwag van ons om hom te gehoorsaam en na sy stem te luister, om die vrug van die Heilige Gees te dra en om soos Jesus te wees, met ander woorde binne die wil van God te leef. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En ons het nou die dag hieroor gepraat, onthou julle. Toe het ek vir julle gesê, dat ons het net nodig vir vandag. Letterlik net nodig vir vandag. Ek het weer 2 Bybelversies. Matteus 6 vers 31 en 32 en Filippense 4 vers 19. Matteus, Ja. Matteus 6. wat 6. Gee ons vandag ons daaglikse brood, dat God aan ons sal voorsien vir wat ons vandag nodig het.
nie môre nie, nie oormôre nie, nie vir die res van die maand nie, maar dat God vir ons sal gee vir wat ons vandag nodig het. Of dit nou kos is, of dit nou brandstof is, of dit nou wat is, hy sorg dat ons elke dag het. Ja, Hy weet ja. dit voordat jy hom vra. Rian het 'n baie mooi getuienis altyd wat hy lewer. Dit is so 2 jaar terug. Het ons, toe ons in hierdie huis, ek dink dit is ons eerste winter dat ons in hierdie huis gebly het. Toe gaan dit maar rof. Daar is amper niks in my kas nie. Die krag is op 9 units, die gasbottel as jy hom oplig dan wil hy amper uitvlieg by die deur, so lig is hy. En ons het vir 2 weke kos gemaak en daar was nie veel in die kas nie. Krag gehad en gas gehad. En toe ons eerste werk gekry, dat daar geld in die bank is, soos die krag klaar, die gas is klaar en daar's nie meer kos in die kas nie. En dis so Ek wil vir julle eintlik vertel hoe hierdie situasie regtig was. 9 units, soos my vrou gesê het op die boks. Die gas is leeg. In die kas is daar 'n houer met pasta aan en 'n houer met sous. En dis dit. Dis wat in die kas is. OK, die yskas is leeg. Ek kyk so, ek reken bepaal so as ek so met die oog moet skat. en as hy ons mooi werk. Dis seker so 3 dae se kos wat ons uit hierdie pasta sal uit dit dan is daar niks. Ek dink altyd wel, kom ons kyk maar ver ons. Ek gooi pasta in die pot. Ek maak sous aan saam met die pasta, ons eet dit eerste aan, eet dit die tweede aan, eet dit die derde aan. Ek vat die houers, ek sit hulle terug in die kas, die houer sous, die houer pasta, dis nou na die derde. Die gas moes eintlik net 1 maaltyd kon maak, maar ons het nou al 3 maaltye gemaak, so ek kyk so besig om hierdie verwonder te staar dat die gas so lank. Wat nog meer is dat die units van 9.4 na 9.1 toegeval het in 3 dae. OK, daai meter moet ook nie so stadig val. Nou kyk ek nou in die kas toe ek nou hierdie 2 houers terugsit. En dan gaan roep my vrou en ek sê vir jy Pieter hier kom kyk. Ek sê vir lyk hierdie pasta en hierdie sous vir jou minder. Toe lyk dit nog steeds dieselfde hoeveelheid soos wat dit was 3 dae terug. Nee. Dood ernstig. Ons is absoluut dood ernstig. Dit is hoe die Here ons deur daai 2 weke gevat het totdat ons weer werk gehad het en werk ingekry. Dit is 2 weke. Ja, 2 Maar weke beloof vir jou daai sous, dag, 'n leë gas en 9 units het ons 2 weke gehad. daai dag toe ons die geld in die bank het, dis die krag klaar, die gas is dol leeg, en ons niks in die kas nie. Want nou kan ons gaan en ons kan weer gaan koop. En so het ek en Rian nou al geleer. Ons leef letterlik van dag tot dag. Want God voorsien in ons behoeftes vir vandag. Dis nogal 'n triekie ene wat nie almal verstaan het nie. Kyk, ek het nou die dag vir Rian 'n vraag gevra. In Johannesburg het ons redelik baie geld gehad. Ja, maar ons het lekker geleef. Ag, nie lus vanaand vir kos maak nie. Kom ons gaan eet by Spur. Ons wil nie lus vanaand vir kos maak nie. Kom ons eet Kentucky vanaand. Ek sê dis vanaand, kom ons gaan eet by Wednesday. Sommige 3 aande in 'n ry. Nou kom die naweek al. Nou kuier ons nog steeds en eet uit en gaan te mal en te lekker. Die naweek dan is ons Panarottis en Harvey's Cafe. Ag ja, whatever we have the mood for, rain. Ek reken julle ken nie Harvey's Cafe. Dit was so 'n Lani restaurant daar in Johannesburg Airport. Ja, die Randse Liggame. Ek weet nie of hy nog daar is nie, maar dit was 'n baie schmancy plekkie. Ja, baie fancy plek. En dan gaan eet ons nou op 'n Saterdag by Harvey's. Jy weet, dis die een. Maar anyway, so, toe vra ek vir Jan, hoekom verskil ons blessings so groot tussen Johannesburg en hier? Nou wil ek vir julle een ding vertel, daar het ons verbaase gewerk. So jy het geweet, jou paycheck is op die 25ste van elke maand in die bank. You knew exactly what pay you were getting. En dan het ons ook nie eens uitgekom met daai geld.
En dan ons geleef soos ons geleef het. Maar, nou wil ek vir julle bysê, elke maand ons skuld betaal. Al het ons wat gedoen, ons skuld was betaal. Nou wil ek vir julle sê, ons het daar nie geleer om totaal en al afhanklik van die Here te wees nie. We had a paycheck. Why worry? Hierdie is anderster. Ons werk vir onsself. So hier het jy nie 'n paycheck nie. Jou maandeinde is nie R5,000 of R10,000 of wat ook al dit is nie. Jou maandeinde is dit wat in jou bank is. Of dit nou R2,000 is of R200 is, dit is wat daar in jou bank is teen die einde van die maand. Die vorige maand, nou moet ek vir julle sê, die vorige maand, en ek hou nie daarvan nie, want ek weet in die winter raak ek altyd agter met my goed. Omdat daar is nie altyd geld nie. In die vorige maand, nou werk ons aan betaal ons goed, dan werk ons aan betaal ons goed, dan werk ons aan betaal ons goed. So ek het hier teen die einde van die maand nog goed betaal wat die vorige maandeinde nog nie betaal is nie. En toe ek nou 2 redelike goeie jobs gekry aan die begin van die maand, toe sê ek vir jou, right, ek sorg dat ek alles nou betaal. So met ander woorde, alles soos ek hier sit is betaal en ek is ewig dankbaar vir die Here daarvoor. Want oor die algemeen, dan dis is 'n tammeletjie wat jy uittrek. Want nou werk ek eers weer volgende week, dan kan ek van daai geld nou eers gebruik om iets te betaal. Maar nou weet ek, volgende week se geld kom in, en kom ons sê maar wat sy verjaardag een van daai, nou kan ek begin dinge beplan vir haar verjaarsdag. Wat ek nou ook al gewonder het, hoe gaan ek dit regkry? Maar in elk geval, lang storie kort, so werk die Here. So sorg die Here vir ons. Ek sê vir jou, dit is net vir my elke keer absoluut ongelooflik oor hoe die Here vir ons werk. Okay, Filippense 4:19 sê, En my God sal elke belofte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. God sal elke belofte vervul. En nou kom ons terug na die heel eerste aand wat ons gepraat het van how to receive your blessings. Nou gaan ons al weer terug na daai ene toe. Waar ons begin oor wanneer ons God begin dien in spirit and in truth. En ons daai deurbraak maak dat ons verstaan God is gees en ons moet hom dien in gees. Gaan ons blessings ontvang. Okay. Jou versie Matteus 6 vers 31 en 32. Hey, daarom moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want hulle hemelse Vader weet dat hulle al hierdie dinge nodig het. En dan sê hulle, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wel, dis nie oor môre nie, want môre sal hom sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Daar is 'n secret. Ingredient in daai ene, ja. Solank jy eers die koninkryk van God soek, sal Ja. al jou goedere beantwoord word. Fantasties. Ja. Weet jy hoekom? Hoekom? Want as jy eers die koninkryk van God soek, dan soek jy alles wat God soek en dan gaan jy vir die regte goed bid dat jy goedere beantwoord kan. Dan begin ons wegbeweeg van die aardse skatte af. Ja, die wêreld is Ja. weg. Ja, dan gaan ons nie meer worry oor wat se kar ek kry nie. Ek het vandag 'n voorbeeld gebruik. Ek sê, I would love to have a Mustang. Maar wat gaan ek met 'n Mustang maak? Teen myself eerder dood vir ongeluk. Nee, Want hoe meer krag, hoe meer spoed, hoe vinniger ry jy die voet of hoe harder trap jy die voet. ja, So ja, dis hoekom die Here weet, hy gee my kursus wat ek het, want daai kar kan nie vreeslik vinnig ry nie. So ek kan myself nie verongeluk nie. Jy Ja, hoor wat ek vir jou ja. sê. So God weet wat my behoeftes is. Look, ek sal enige iets doen, menslik, om te vir jou te sê, I would love to have a Mustang. Ek het nou die dag spot ek sê vir Jan, die oom wat hier onder bly, waar Walter bly. Oom Gary. Ja, hy het 'n Ford Capri.
Yes. wat hy nou opgedoen het en reggemaak het, en dan ry hy so nou en dan hier voor ons verby. Dit klink Dan- nogal gevaarlik, ja. Dan sê ek vir hom, ek het al so tempted gewees die of rooie- om te nee, die witte, wit en swart. Mm. Dan wil ek van vrou, hoe gaan nie? I want to spin, but I want to take it for a spin. Ja, jy wil bestuur, né? Ja. Maar nou ja. En daai Capri het 'n Mustang motor in dit. Ja, nou dit is nou, verstaan julle, maar anyway, ja, so, God weet wat is goed vir ons. Ja. So let's rather just leave it there. Myne 8 lees, ek wil jou nie vooruit daar. Ek wou net daar op jou lys. As jy dit kan my onthou toe daar bring, want ek wil iets daaroor sê. Ek het nie Romeine 8 nou offhand by my nie. Ek het 'n klomp ander versies, maar ek het nie Romeine 8 by my nie. Romeine 8 sommer aangooi by hierdie jou gebede antwoord, né? As jy dan gepraat oor gebede antwoord. So, ek wil hierdie byvoeg daar's 'n ekstra caveat, né? Romeine 8 vers 26. Okay, dit kom op daarop neer om jou gebede beantwoord te kry. Wil jy dit opsoek Romeine 8 vers 26? Net om. Okay. Die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versigtings wat nie in menslike taal verantwoord kan word. Okay, verwoord kan word, ekskuus. Okay, lees gou ja, mooi in jou Bybel staan dan. Want jy het die ou vertaling, ek het nou die nuwe lewende vertaling. En net so kom ook die Gees, ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Net so. Okay. So, as dit vir jou voel dat jou gebede nie beantwoord, né? Dan wil ek net vir jou sê, dis die Heilige Gees wat jou verkeerde gebed en 'n regte gebed Verander het. verander het. En daai regte gebed is die een wat geantwoord word, nie die een wat jy gebid het. Ja. Jy het dit Okay, ja. Nou So kom as ons, jy bid vir 'n Lamborghini en jou voel jou gebede word nie beantwoord nie, want jy kry nie 'n Lamborghini, maar jy het wel kos in jou kas, dan moet jy weet, net dis wat die Heilige Gees daar 'n bietjie vir jou verander. ja. Ja, Oh. net so. Okay, nou gaan ons oor na die volgende een wat sê, vergeef ons skulde, soos ek ook, of soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ja. Dit is belangrik om God te vra om ons sondes te vergewe. En nou kan ons maar weer teruggaan na die nagmaal toe, en jy weet waar ons al gepraat het oor, jy weet selfondersoek en al daai dinge wat ons moet doen. Jou sout, wat jou sout. Ja, en wat jy sout, ja. Dis hoekom ek sê, dis hoekom ek so mal is oor die Here, want hy is tog so oulik en so georganised. En hy is nie, dis my, ek wil nou nie snaaks sê, maar jy kry mense wat soos 'n kat op 'n warm sinkplaatdak is. Spring dan hier en spring dan daar, spring dan hier en spring dan daar. Maar ons dien nie so God nie. Ons dien 'n God wat Alles elke dag perfek agter mekaar is. Alles reg het en alles in mekaar laat vloei. Goed, so nou, soos ek sê, dit is vir ons nodig om vir sondevergifnis te vra. Al het Jesus alreeds vir ons sondes gesterf. Matteus 6 vers 14. Matteus 6. En dan JP, jy kan vir my soek want vir die volgende ene, Hebreërs 12 vers 15. Jy het gesê Matteus 6 vers 14. 14 as hy. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. So, die Here sê baie hard en duidelik vir ons. Soos ons mekaar vergewe, so sal hy ons ook vergewe. Nou, ek wil nie te diep in vergifnis ingaan op hierdie stadium nie, want dit is eintlik letterlik 'n geselsie op sy eie. Okay, so ons gaan nou nie vanaand te diep daarop in nie, maar vergifnis van mense wat teen jou sondig is belangrik,
Want onvergewensgesindheid of onvergifnis maak 'n mens siek, emosioneel en liggaamlik. Het jy nou al Hebreërs 12 vers 15 daar weet? Nuwe Testament. Dis daai deel waar die Bybel sê die man moet die koffie maak. Nee. Hebreërs. Ja, Hebreërs, dis in Engels Hebrews. Ja, die man moet koffie maak, Hebrews. Het jy geweet die Bybel sê die man moet koffie maak? Hebreërs As my oor net wil saamwerk. Hebreërs wat? 12 vers 15. Ek sal hom gou lees. Soek hom in elk geval dat ek saam kan lees. Okay. Maar jy kan maar lees. Hierdie ene het 'n vingerindeks as jy hom wil hê. Daai een net hoor. Die ene ook. Uh, Net 'n bietjie klein, ek sukkel 'n bietjie. Hierso gebruik my in die hal is fantasties. As er rede kom my my Bybel is werklik. Om Peter te kan sien, my kind. Ek dink ek het ook een in my Bybel, ek weet dit nie waar Daar's nie. 'n oulik lineaal. Vir die digitale Bybel hè. Hy is nog makliker om dit. Okay, Rian, lees so lank vir ons in jou Bybel. Lees maar. Hebreërs 12 vers 15. Okay. Kom maar luister. Hebreërs 12 vers 15. Wees baie versigtig dat niemand van julle uitsak en God se genade verspeel nie. Moenie dat daar onder julle 'n lood van bitterheid opskiet wat moeilikheid veroorsaak en baie aansteek. As ek by die regte vers Ja, net uit. okay, ek gaan hom lees soos hy in my Bybel staan en hy sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. En dat die wortel van bitterheid opskiet en onrus verwerk en baie hierdeur besoedel word nie. Nou die besoedel word hierdeur is die geestelike, liggaamlike en geestelike siek word. En soos ek sê, vergifnis is iets waaroor ons op 'n ander stadium sal gesels want dit het baie wat in dit in het. Okay, dan gaan ons nou oor na versoeking toe. Dit kom by geeste en mense. Onthou, die duiwel versoek ons, maar mense versoek ons ook. Okay. So God, goed soos geld en besittings is ook versoekings. Versoekings groei in krag. Met ander woorde, dit beteken jy wil meer hê en net meer hê en net meer hê. Jy gaan nooit tevrede wees met jou Mustang nie, want jy wil nou 'n Porsche of jy wil 'n dit hê of jy wil soek nou die garage vir die Mustang. En dan soek jy die home vir jy die wil Mustang. nie praat nie. In Hartenbos was gister ry ons verby 'n huis en in die man se garage met glas Ja. deure Hy het 'n glasgarage vir sy Mustang om af te sit. Sien jy nou? staan sy Mustang. Ja, Nou hoe ydel is dit? ja. As jy hoor wat ek vir jou sê. Dis nou flippin' pride of as ja, maar ons pride is nog 'n ding waaroor ons eendag sal gesels. Maar anyway. Alright, so verlos ons van die bose. Ons is nie in staat om ons eie sondige begeertes te oorkom nie. Sonder God se hulp nie. Hier vra ons God om ons te verlos en te bevry van Satan se krag en versoekinge ensovoorts. Dan, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Staan vir. As ons teruggaan na die eerste deel van Onse Vader, is dit die lofprysing ten opsigte van God. Om God se koninkryk te erken, om sy krag te erken, sy mag en sy heerlikheid te besing. Soos ek aan die begin gesê het, is daar geen wenresep vir 'n gebed nie. Elkeen van ons se behoeftes is anders. Daarom is ons gebede verskillend. 'n Maklike manier om te bid is om te begin met lofprysing en danksegging. Bid dat die Here se woord, bid dan die Here se woord. Staan op sy woord en sy beloftes. Bid vir wie
of wat ook al op jou hart is, en bely jou sondes. Nou daar's 'n oulike abbreviation as jy dit so wil stel, ACTS. ACTS wat sê adoration, wat beteken aanbidding, confession, bely, thanksgiving, wat danksegging of lofprysing is, en dan supplication, wat smeekgebede is. En amen beteken Dit is so. it is so. Okay. Any questions? The floor is open for questions. Marianne het baie. Nee, ek weet ek baie. Ek watch hom vanaand. Nee, julle Nee, moet maar sê wat julle wil sê, want ek gaan nou hoor. nee, ek wil nie vir jou vra nie, Uh-uh. maar ja, ek het geweet die Onse Vader het meer betekenis as net dit wat jy opsê in Mm. die versie. Mm. En ja, Ja, ek weet. ek hou baie van die Onse Vader, want ek gee om prys in die begin. Voordat jy enigiets anders te doen. Ja. 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 Ek like daai gedeelte waar hulle sê vergewe ons sondes, net soos wat ons ons skulde vergewe. Ja. So jy moet jou buurman, jou naaste lief hê. Ook vergewe. Ja. Ja. En jy moet net liefde leer. Ja. Nie in hatred en Ja. Ja, separation en sulke goed nie. Ja. Ja. jy moet jou vyande lief. Ja. Want as jy nie jou vyande lief het nie, wie gaan vir hulle die evangelie verkondig? Net so. As jy nou as Saddam Hussein of enige ander tyran, Josef Stalin, noem na Adolf Hitler, dat as hierdie ouens, ek weet ek noem nou ouens wat se name dood is, maar daar's nog genoeg wat lewe. Van sulke tipes, ja. Ja. As jy weet, miskien nie 'n ou wat 'n nasie regeer, maar as jy verby hierdie ou loop, kan jy sien, Ja, hy sou 'n goeie Hitler van Jy maak. kan hom vergelyk, ja. Ja, nee. jy weet, jy kry daai ouens wat as jy so vir hom kyk, jy weet, jy sê sommer vir hom, jy's 'n nazi man. Jy weet, in elk geval, jy weet, sulke tipe mense, daar is hulle. Nou, as jy nou verwyd teenoor daai, Of judgment Ja. het. Ja. teenoor daai, Ja. jy weet, ja, jy gaan jouself onttrek van daai, en nooit die evangelie moet onthou. Jy weet, dan sit ons nou, en ek gaan nou nie name noem, maar ons het nou 'n goeie voorbeeld van 'n ouetjie wat nog onlangs selfmoord gepleeg het, in ons midde. Jy weet, en ek is self skuldig hier waar ek myself onttrek het van hierdie ou, want ek het niks van hom gehou. Nou, jy verstaan waar dit op neer. Dankie vir al dit. Jy weet, as ek my Ons verskille, almal is skuldig. as ek my Ja. verskille op sy gesit Ja. en hom net lief gehad het, soos wat ek onderstel, dan het ek met hom gedeel, verstaan jy? En dan het hy dalk nie gedoen wat hy gedoen het nie. Ja, Ja, En hy het okay, Sondag- en ek het hom jammer gekry. Hy het Sondag geselskap omsoek. ja, Ek het ook myself weggetrek. ja. En jy sien dis vir ons 'n groot Okay, ons kan fout. niks Maar doen ja, aan die verlede. ja, Nee, Maar vat nou hierdie ja. les saam met jou voor ja, en leer hier. ja. Okay, en ek praat nou met myself net so hard. soos ek Ek moet. het vandag aan gedink. Jy weet nooit wat gaan aan met jou. Jou buurman of Nee. jou Ja, Nee, jy weet nooit wat van ander lewens presies. wat so iets gebeur. En dan is dit ons Christelike plig om vir daai persoon liefde te gee en Ja. aandag en Ja. of nie aandag nie, maar ek bedoel te bid vir daai persoon. Ja. Oh, Maar het voel te veel. Sê weer? Nee. Het voel soms vir 'n mens net te veel. Weet jy wat? Nie te Was dit veel. te veel vir Jesus om aan die kruis vir ons te sterf? Mm. Dit was te veel, maar hy het dit gebruik vir ons. Ek glo. Dit was 'n afgang. Wanneer jy swak is God sterk, onthou net Ja. daai. Ja. Jy weet, daar's baie kere wat ek maar wankel. Jy weet, hierdie selfmoord situasie is een van baie. Jy weet, en ja, so jy weet, die ding is net dat ons moet nou maar net bid. Nee, wat ons weet van ons krag vandaan. Okay, jou krag kom nie uit jouself. Daai wat jy nou net gesê het, jy nou net eintlik getuig dat jou krag kom nie uit jou uit. As dit van jou af gaan dit nie gebeur.
Okay. So dis ook jy Here het wat jou lei in. Alright, so eenvoudig is dit. Ja. Ja. Okay. Ek wil My man gaan 'n klip aan die bos gooi. ek van die bos vir. Mag ons vir Jesus bid. Mag ons hom aanbid. Ja, want hy is 'n deel van die drie enige God. Ja? Wat sê jy daaroor? Ek sê ja, Maar jy weet, toe Jesus op die aarde rondgeloop het hy geen aandag na homself toe getrek nie. Hy het die hele tyd terug na die Vader gewys. Selfs toe ons geleer het om te bid, het hy gesê, jy weet, ons Vader, dis wat jy moet bid. Hy het nie gesê bid ons Jesus nie. So mag ons hom dan regtig aan ek sê ja. sê, wat sê jy? Wat Ek sê sê ja, jy? want dit- Ja, ja, Okay. Maar Weet jy, my- ek wil jou net stil maak daar. Ons sit met 'n groot klomp mense, né? Wat eintlik glo dat Jesus nie God is. Of hulle glo dat Jesus eintlik maar net God die Vader is. Jy weet, God die Vader shapeshift so 'n bietjie in Jesus en hy shapeshift so 'n bietjie in die Heilige Gees in. Want hy is te vertraag om te weet dat hy eintlik net een God is. Jy weet, so dis ek voeg nou daai laaste stukkie by, want dis my interpretasie. Jy weet, dit is wat ek dink hierdie mense doen. Okay, my punt wat ek wil maak is, en ek weet ek beweeg nou op gevaarlike grond wat ek hier sê, maar verstaan my net baie mooi dat Jesus is 'n eie persoon. ja, En ja, Jesus is God. Jy weet, Jesus is die woord, Johannes 1. ja. Nou, weet jy, Johannes hoofstuk vers Johannes 1 vers 1. ja, wat hy sê. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. En die woord het mens geword. Okay? So Jesus sê vir ons baie dat hy is God. Gaan praat jy nou met die Jehova getuies hieroor, dan ruk hulle die dam onder die een tyd en sê, ja, maar jy weet, hy was nie die God nie. Dit beteken eintlik hy was God. Jy weet, hy was, weet soos wat ons ook eintlik maar almal gode is, God met 'n klein g. Jy weet, want ons was in sy beeld geskaap. Jy weet, so dat draai die hele ding. nee. Ja, maar onthou, nou gaan ons terug na Ja. God is gees. Nou is daar nog versies wat ons kan aanhaal. Jy weet, ek het nou die versie vergeet, ek sal nou eers maar dit gaan opsoek. Maar waar Jesus sê, ek is in die Vader en die Vader in my. Hulle is een. Ja, Hallo? ja, Jy weet, so, jy weet, as Jesus in die Vader is en die Vader is in hom en hulle is een. Wanneer jy vir die Vader bid, bid jy vir Jesus dan ook, by default. ja, Dis En wat wanneer ek jy ook vir so Jesus gedink bid, het. dan bid jy vir die Vader, by default. ja, Jy weet, so, Ek het daai gedagte so gehad. so Ja. die Okay. ding Ek is, was nie daar uit nie. ja, wat is hierdie ou se naam? Ek sal sy naam moet gaan soek, Brandon iets. Hy het 'n YouTube kanaal waar ek het eintlik in die begin hierdie ou nog redelik gevolg, hoor. Jy weet, want hy praat so mooi. Jy weet, wanneer hy die Ou Testament bespreek, dan gaan hy in die psalms in en hy breek dit vir jou af en hy verduidelik dit vir jou fantasties mooi wat elke psalm regtig beteken, wat elke hoofstuk regtig beteken. En hier kom hy by die Nuwe Testament. En skielik sê hy Jesus is nie God nie, te hou op. Okay. Jy weet, al daai mooi verduidelik self net mooi niks as jy nie die Here in jou hart het. En ja, daar's ongeluk. Hierdie twee groepe mense. Een groep glo Jesus is nie God nie. Jy weet, jy kan maar die Jehova getuies en die moslems en almal intel by die ouens wat glo by Jesus is nou maar net hierdie spesiale figuur, maar eintlik is hy nie. So met ander woorde, eintlik is hy Wat nie nou net spesiaal. wonderwerke verrig het. Ja, jy Siek weet is so. gesond gemaak het. Ja, maar absoluut geen rede nie, want as hy nie God was nie, het hy vir geen rede. So jy weet, Exactly. ja, die Here het nou maar net 'n klip in die bos gegooi en gesê kom ons gee hierdie aan nou superpowers wat dit nie eintlik verdien nie, want hy is nog maar net 'n mens. Jy weet so. Nee, maar Jy dit weet kan nie so wees nie, was die les wat jy daar uit. Jesus kom dan uit Maria se maag en dit was 'n wonderwerk. Ek bedoel, Ja, jy weet hy is gebore. net so. Jy weet so onder 'n in die wonderwerk. keus. Ja. Dan die ander lot glo soos ek sê, jy weet dat God die Vader het aan ons verskyn as Jesus om ook vir ons een of ander les te leer, maar ek weet dit maak ook nie sin as jy daar. Jy weet wat hulle sê en ek het al alles gaan hoor. Ek gaan nou nie vanaand dit in die grootste details afbreek nie, maar jy weet as jy hoor wat hulle sê dan dis hoekom ek nou gesê het. Jy weet dit klink vir my of hulle eintlik van 'n God praat wat nie mooi weet wat hy doen nie, want hoekom moet hy aan ons verskyn as Jesus as hy eintlik God die Vader is? Jy weet Ja. jy weet so jy weet daai
daai wat ek nou ook gesê het wat nou so half godlaggerend geklink het, is nie 'n aanval op God nie, dit is eintlik 'n aanval op hierdie mense want dit is hulle siening van God. Jy weet as jy op daai siening moet ingaan, dan maak hulle eintlik van die Here 'n bespotting en dis waarop dit neerkom. So die ding is Jesus is God. En ons mag vir Jesus aanbid. So, nou kom ons weer terug op die vraag. Hoekom het Jesus dan gesê, jy weet, as ons bid, moet ons sê, ons Vader wat in die hemel is. Hoekom het hy nie gesê aanbid my nie? Ek neem aan hy dit seker maar sê ook uit respek. Ja, is reg? Uit respek. Eerens ek glo 'n mens bly maar ek sê altyd you must stay hustle and humble. Ja, Ja, die humble, jy moet baie kleiner geloof. dis Antwoord gee, maar ek wil eers hoor wat jy sê. dit is vir my 'n scenario van jy gee God die erkenning Ja, wanneer jy sê onse Vader. nee. Jy erken dat hy die God is. En dit is nou God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Jy gee God die erkenning. God as ons God, God as ons provider, God as ons Vader, God as ons geneesheer, God as ons alles. Jy gee hom daai glory wanneer jy sê onse Vader. Yes. Want dis ek. Ja. Alright, net so terloops, vir die mense wat in die Heilige Gees is. Jesus het na die Heilige Gees verwys as een soos hy. Ek wil Hy het vir gesê die Heilige Gees een soos hy. Luister, Daar's 'n spesifieke versie waar hy daarna verwys. ek wil gou vir jou iets sê nou dat jy praat daaroor want ek het nou 2 versies wat ek hier het. John 14 verse waar is hy nou 14 vers 16 sê en ek sal die Vader bid en hy sal vir julle die trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom, dis nou God in die hoofletters, nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, dis daai hom is almal hoofletters, omdat hy by julle bly en julle by julle sal wees. En dit is nou ter verwysing na die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees en Jesus het basies plek gehad. Ja, Jy weet, die ding is dat net een van God, en ek kan nie vra hoe dit werk, want ek is nie so slim nie, maar net een van God kan hier wees. Toe Jesus hier was, moes die Heilige Gees sekere rolle in die hemel oorneem. ja. En toe Jesus hemel toe gaan, dus die Heilige Gees vry om hier om in te wees. Ek wil gou nog 'n versie deel. Ek het eintlik nog wat ek wil sê. Okay. So, hoekom het Jesus gesê, as julle bid, sê onse Vader, moet hy nie gesê Jesus? Die antwoord is raak in hulle gesig. Hy het langs sy disippels gestaan toe hy dit gesê. Ja, dis weer eens Jy soos, weet, die disippels het nie nodig om hom te aanbid nie, hy was langs hulle. Hallo? ja, Jy weet, hy het vir hulle gesê op daai stadium terwyl hy langs hulle gestaan het, as julle bid, bid vir onse Vader. En soos ek nou net gesê het, as jy vir die Vader bid, in 'n geval tot Jesus. Ja. Okay. nou om aan te sluit by daai wat Rian nou sê Jesus en ook in John 14 verse 6 sê hy, Jesus antwoord hom. En nou wil ek vir julle sê, die vraag wat hier gevra is in die vorige versie het Thomas gesê vir hom, Here, ons weet nie waar u heen gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Toe sê Jesus vir hulle, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Amen. En ek dink dit is sufficient gesê vir vanaand. Ja. Ek dink dit sluit af wat Hy is die deur. ja, Jesus is die deur. Kom ons sluit dit oor. Halleluja, Here. Ons loof en ons prys U wonderlike naam vanaand, Here Jesus. O, hoe lieflik is dit, Here, om oor U te gesels en oor U te leer. Here, ek bid vanaand dat U Gees die naprediker sal wees. Here, dit wat ons vanaand hier onder mekaar gedeel het, oor gesels het, Here,
dat U dit ons in ons harte sal vasmesel en 'n deel van ons daaglikse lewe sal maak. Ons bring U al die lof, al die dank en al die eer, tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. In Jesus naam ontwil. Amen. Amen.